Ons groot God en Hemelvader, ons is so dankbaar om in die huis van aanbidding te wees vandag, waar ons gedagtes kan stilmaak, weg van die gejaag van die week af, waar ons niks anders het om op te fokus of te dink, behalwe u grootheid en liefde nie. Vader God, ons is dankbaar om te weet dat alles wat in die week gebeur het, Here, nou tot ruste kan kom, en ons kan rus vind in Jesus. Here, ons gebed is eenvoudig, dat ons vandag verander en vernuwe sal word, dat ons nie sal toelaat dat enige iets of iemand skeiding sal bring tussen ons en u nie, maar dat ons hele gesindheid, totaal en al, gerig sal wees tot u. So Here, hier is ons, werk in ons, neem ons lewens, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre en geseënde Sabbat. Dit is 'n rukkie wat ek laas by julle was, eintlik gans te lank. Ek sê dit elke keer en ja, is lekker om by julle te wees. Vir die skriflesing, of ten minste die teks van nadenking, wil ek julle nooi om saam te blaai na Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 4, vers 1 en vers 2. En dan gaan ek 'n bietjie afgaan na vers 15 toe ook. Efesiërs hoofstuk 4, vers 1 en vers 2. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar verdra in liefde. As ons afspring na vers 15 toe, dan lees dit as volg. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Mag die Here die lees van sy woord ryklik seën. Met 'n nuwe babietjie in die huis is ek so redelik slaap deprived, ek weet nie wat die Afrikaans is nie. En toe ek gou vanoggend net deur gaan om te kyk hoe die spelling is, toe tot my ontnigtering, toe is dit verskriklik. So as daar spelfoute is, dis Emma se skuld. So, ja, dit daar gelaat wil ek ook sê, dis lekker om met julle te wees weer. Dis lekker om saam met julle te aanbid, dis lekker om saam met julle te sing. En soos julle kan sien, die titel vir die boodskap vandag is iets wat ek persoonlik baie waarde in ag en ook glo werklik waar noodsaaklik is vir die tye waarin ons leef. Dis 'n woord waarvan ons niemand hou nie, en dis 'n gesindheid, gemoedstoestand wat ons ook ongemaklik invoel. En dis kwesbaarheid. Engels is 'n baie mooi woord daarvoor, vulnerability. Dit laat ons ongemaklik voel, dit laat ons oor die algemeen redelik kaal voel, en weer eens die Engelse woord exposed, ek voel ontbloot. Dis nie vir ons 'n gemaklike plek om in te wees nie, maar as Christene, wil ek sê dis 'n noodsaaklike plek om in te wees. Mense wil opregtheid sien en nie 'n valse, voorgegewe idee van wie ons is nie. Hulle wil weet, dis opreg, dis waar, dit is iets wat tasbaar is en nie net 'n intellektuele proses nie. So, dit daar gelaat, kom ons gaan voort met gebed en kom ons gaan dan in die woord in ook. Hemelvader, ons is so lief vir u. En soos nou gehoor het in die lied, trek ons werklik waar nader aan u. Here, ons natuurlike gesindheid is om weg te beweeg, om self te verhef, om nie na u toe te kom nie. Maar Vader, ek bid dat u ons gesindheid sal verander. Here, die Bybel is vol beloftes van vernuwing, herskepping, beloftes van 'n gedaanteverwisseling wat kan plaasvind. En Here, nie alleenlik glo ons dit nie, ons ervaar dit ook. Mag ons onsself plaas in 'n plek wat ons werklik waar kwesbaar en ontbloot voor u kan wees. Here, mag ons nie speel met ons verhouding met u of ons geloof oortuiging nie. Maar Vader, mag ons ernstig en opreg wees daarmee, sodat die wêreld kan sien dit wat ons bied as Christene, as volgelinge van die Allerhoogste God, is iets wat nie net mooi of oulik of gaaf of vriendelik is nie, maar dat dit iets is wat ons hele lewe deurweek. Ons bid dit in eenvoudigheid en nederigheid, in Jesus se naam alleen. Amen. Hierdie boodskap is ook een wat my senuweeagtig laat voel. Want dit is een wat nie noodwendig sag op die oor val nie, en dit is een wat ons geaardheid aanval, wil ek amper sê.
Liefde as die Christen se dryfkrag. Nou, as ons terug kan blaai na ons skriflesing toe, en as ek hom op die bord ook kan gooi vir julle, dat hy sommer daar is, wil ek hê, ons moet net gou die verse deur lees, en ek het 'n ekstra versie bygevoeg, vers 16 ook, en dit lees as volg: Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Alreeds begin daai eerste versie met 'n bietjie van 'n uitdaging, want ons moet wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. En nou begin ons osself afvra, miskien, wat is die roeping waarmee ek geroep is? Maar Paulus gaan aan, vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde, agape, onvoorwaardelike, onophoudelike liefde verdra. En dan gaan ons aan na vers 15 toe, en dit lees as volg, waar dit sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Nou stop net gou vinnig daar, want as ek dink hieroor, dan kombineer Paulus meestervol eintlik hierdie twee beginsels, waarheid en liefde. Daai twee moet saamgevoeg word, want waarheid sonder liefde verloor eintlik traksie, want dit begin mense verstoot. Waarheid is waarheid, ongeag van omstandighede. Waarheid is waarheid, dit kan nie verander nie, dit is objektief per definisie, maar die probleem is baie keer die manier hoe ons waarheid deel, maak seer. Nie eens in 'n Christelike gesindheid nie, my vrou wat 'n dokter is, julle sal weet, as sy met iemand in die hospitaal praat en vir hulle sê, hoor jou man is dood, kom oor dit en gaan aan, asseblief, ek het ander pasiënte. Dis waarheid. Man is dood, daar's ander pasiënte om gesien te word, daar's nog noodgevalle wat gedeel moet word, maar die manier hoe jy waarheid oordra, maak 'n verskil. Julle is met my. En dit is so logies vir ons in 'n mediese, kliniese, wil ek sê, plek, dat dit sin maak dat die dokter daai bedside manner moet hê om te sê, hoorie, kom ons sit gou 'n oomblik, kom ons praat gou hieroor, dit is my hartseer om vir jou te sê. In 'n normale sekulêre omgewing maak dit sin, maar skielik bring ons dit na geestelike sake toe, en ons wil daai shotgun approach vat. Hit en miss, hoe een van die loodballetjies behoort te tref, en dit nou, ons hoop maar vir die beste. Maar Paulus gaan aan en hy sê die volgende, as ons vers 16 lees, en ek het hom uitgelos in die skriflesing, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in waarheid en liefde. Nou, ek weet, ons kan as Christene baie maklik praat en begin sê, die kerk moet liefde uitsaai, en ons weet dit. En as Adventist is ons ook geneig om te sê, maar waarheid is belangrik. Ons kan nie net die waarheid afwater nie. Dis nie wat ek vandag wil enigstens verkondig nie. So verstaan dit in daai lyn uit. Maar as ek die vraag moet stel vanoggend, wat is die doel van hierdie kerk? Hierdie gemeente, hier in Hoedspruit, wat is die antwoord? En daar kan verskeie wees. Hoe lyk dit? Want dit is nie verkeerd om dit te sê nie, maar bring dit nader, maak dit meer opreg, want evangelisasie hang nie noodwendig af van iemand wat 'n uitreik kom doen nie. Evangelisasie per definisie van Bybelse definisie is iets wat gebeur elke liewe dag deur die eenvoudige manier wat ek interaksie het met my medemens. Evangelisasie is nie die groot term wat uitsluitlik vir die geleerdere of die mooi woorde en sag, dit is vir die Jan Alleman wat dit behoort uit te leef. Wat is die doel van hierdie gemeente?
En nou vat dit verder, want ons kan hierdie ding baie ver laat vat, is Hoedspruit Kerk alleenlik in sy bestaansreg op 'n Sabbatoggend van 8:15 tot 12:00 die middag. Wat gebeur die res van die tyd? Okay, nou dit is als mooi hipotetiese vrae en dis baie oulik vir ons om in hierdie spekulasies in te gaan en ons hou daarvan, maar ek wil 'n bietjie aangaan en ek wil hê ons moet bietjie kyk na 'n paar aanhalings wat my gemoedstoestand bietjie laat sidder. As ons kyk, Jim Rohn het die volgende gesê: ons is die gemiddeld van die 5 mense met wie ons die meeste van ons tyd mee spandeer. Okay, just let that sink in. Ek is die gemiddeld van die 5 mense met wie ek die meeste van my tyd spandeer. Wie is die mense wat die meeste van my aandag kry? Nou dit kan wees jou eggenoot, dit kan wees jou kollega, dit kan wees die buurman, vat dit wyd. Die Here, hopelik. Maar die realiteit is dat ons is besig om onsself te laat ontaard baie keer, en ek is bly, Renke het gesê werkers, want dit is okay om teenoor 'n werker baie keer hard en vinnig en werk en kry het gedoen. By die kerk is ek die liefde van die Here dryf ons julle. Amen. Maar as ek my werknemers moet vra, as hulle soos Edrich en liefde, dit is nie in dieselfde sin nie. Ons is die gemiddeld van die 5 mense met wie ons die meeste van ons tyd spandeer. Ons leer ons kinders daai ou gesegde, meng jy met die semels en die... Dis by kern eintlik wat hier gesê word. Die mense met wie ons tyd spandeer, met wie ons meng, die mense met wie ons assosieer, is wat ons op die einde van die dag gaan word. Ons klimatiseer, ons pas aan, ons word eintlik dit wat ons mee ons tyd spandeer. Nou dit gaan aan, Darren Hardy, en hier is als skrywers wat skryf, en hy sê dat daar navorsing gedoen was deur 'n maatskaplike sielkundige, Dr. David McClellan, dis 'n baie interessante van Harvard, wat gesê het, mense met wie jy gewoonlik jouself mee assosieer, kan soveel as 95% van die bepaling van jou sukses, of dan nou jou mislukking, bepaal in die lewe. Die mense met wie jy jouself assosieer, kan tot en met 95% van jou sukses of jou mislukking bepaal in die lewe. Dryf iemand jou? Of trek hulle jou terug? Nou, ek het hierdie mooi aanhalings vir 'n rede. Want as ons kyk na die volgende versie, dan kom ons agter, en ek wil nog geen noodwendig lees nie, dan kom ons agter dat die vroeë Christelike kerk het 'n metode gehad van kerk doen, wat gewerk het. Let op, die laaste versie, vers 47, letterlik die laaste sinnetjie, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Let that sink in. Wat was die metode van kerk wat die vroeë Christene gevolg het? Nou kom ons begin by vers 42 van Handelinge hoofstuk 2. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Klink daai soos Hoedspruit Kerk? Asseblief moet nie antwoord nie. Ek wil nie antwoorde hê nie.
Maar ek vra myself hierdie af, redelik gereeld, hoekom sien ons nie 3000 mense soos in Handelinge wat bekeer word in 'n dag nie? Hoekom sien ons nie mense wat daagliks bygevoeg word tot die samekoms van gelowiges nie? Waarmee is ons in werklikheid besig? Nou ek sê nie ons moet gaan waar die massas mense is nie, en ek sê nie ons moet gaan wat uitsluitlik gemaklik is of net gemaksigtigheid bevorder nie, maar wat ek eintlik sê is dat ons moet begin dink oor hoe ons kerk doen. Nog 'n aanhaling vir julle. Nikki Gumbel sê die volgende: kerk is nie 'n organisasie wat jy by aansluit nie. Dit is 'n familie waar jy behoort. Dit is 'n tuiste waar jy geliefd is en 'n hospitaal waar jy genesing kan vind. Nou ek persoonlik het 'n bietjie van 'n sielswroging as mense die vergelyking gebruik van die kerk is 'n hospitaal. Okay. Kan ek julle sê hoekom? Ek gaan julle sê hoekom. Okay. Wat gebeur by 'n hospitaal? Okay. En ek is baie bly Tannie sê dit, want julle, ons sien dit in die kerk, hè? Nee, okay. Maar by 'n hospitaal tegnies behoort idealisties jy heen te gaan wanneer jy siek is en jy behoort oplossings te kry tot jou probleme en jy behoort aan te bly in die hospitaal, right? Jy word ontslaan. Okay? En dan gaan leef jy weer ongesond en doen jy verkeerde dinge en nee, dan pas jy aan, okay? Jy pas jou lewe aan. Maar iewers in ons kop het ons idee gekry dat die kerk 'n hospice geword het. En Tannie is heeltemal reg. Ons kom kerk toe en ons gaan dood hier en dis net maar wat dit is. Dis nie die model wat die Bybel promoveer nie. Ons is nie 'n hospice nie. Of is ons? Het ons dit geword? 'n Plek wat mense heen kom om dood te gaan. Waar seer en hartseer en pyn en konflik heers. Waar tweespalk en eie gewin en persoonlike agendapunte gedryf word. Wat is die doel van die kerk? Dit is nie 'n organisasie by wat ons aansluit nie. My lidmaatskap lê hier, maar dis nie waar dit gaan nie. Ek gaan nie by die hemelhekke kom en Jesus gaan daar staan en sê, o Edrich, jou lidmaatskap was daarin by Hoedspruit gemeente, jy kan maar aankom nie, dit gaan wees van jou naam is nie in die boek van die lewe opgeteken nie. Jou lidmaatskap mag dalk hier gewees het, maar waar is jou naam waar dit saak maak? Is hier 'n familie? Is hier 'n plek waar liefde is? Is hier 'n plek waar omgee is? Is hier 'n plek waar genesing plaasvind? Or are we just perpetually continuing in hurt? Dit werk nie. Okay. Die kerk wat opreg is, het nodig om te kyk na 4 aspekte. Nommer 1 is redelik voor die hand liggend, geestelik. Ons geestelike welstand is vanselfsprekend, dit is noodsaaklik. Maar tweedens, fisies, en dan derdens, emosioneel, en dan 4, ons het nodig om sending gedrewe te wees. So kom ons begin by die begin, geestelik. En ek is terug na die versie toe in Handelinge 2, en ek gaan net die eerste 2 verse lees, en dan gaan ons van daar af aangaan. En hulle het volhard, en wat? In die leer van die apostels. Okay, maar dis nie waar hy eindig nie. En in die gemeenskap, en in die, wat? Wat is dit? Okay, ons kan dink, dis miskien nagmaal, okay, maar dis eintlik eet. Hulle het saam geëet, saam gekuier. En in die gebede. Julle sien 'n holistiese versorging wat hier plaasvind. Okay, dit is leer van apostels, dit is gemeenskap, dit is saam eet, dit is saam bid, dit is saam groei. Okay, ek
Ek sal nou weer daarby kom. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Ek wil die stelling maak wat dalk ons bietjie mag ruk, maar geestelike groei kan nie plaasvind as daar nie gemeenskap tussen mekaar is nie. Dit kan nie plaasvind nie. Dit sal nie plaasvind nie. Ons gaan gekap word daardeur. As ons kyk na die een kenmerklike rol van die Heilige Gees, as ons nou in Efesiërs hoofstuk 1 gaan lees, as ons gaan kyk verder ook, dan sien ons dat die Heilige Gees se hoofdoel is om samesyn, gemeenskap te bevorder. Okay, maar ons het nodig om aan te gaan ook, want die werkwoord wat hier gebruik word, interessant genoeg, as ons baie mooi kyk, dan sien ons dat hulle het nie net by mekaar gekom nie, hulle het wat gedoen? Volhard. Definieer vir my die woord volhard. Ons praat nie meer so nie, ons praat nie meer van ek volhard, noodwendig nie. Aha, ek gee nie op nie, deurlopends toe. Selfs wanneer dinge moeilik raak, selfs wanneer dit ongemaklik raak, selfs wanneer dit nie sin maak nie, ek hou aan daarmee om in leer, gemeenskap, broodbreek en gebed deurlopends toe deel te neem. Ongeag van hoe ek voel. Ek weet hulle wat is die realiteit, en dit mag ook net weer eens 'n Edrich probleem wees, maar ek voel nie altyd lus vir bid nie. Ek voel nie altyd lus vir julle nie. Ek voel nie altyd lus om te glimlag en vir julle te groet nie. Ek voel nie altyd lus om positief te wees nie. En dalk is dit net ek, nee, maar weet julle wat? Ek doen dit. Want ek besef dat hierdie byeenkoms van heiliges vir my noodsaaklik is om nie alleenlik die Here te kan leer ken nie, maar ook vir my om te kan groei. Maar dit beteken dat ek afhanklik is. Ek maak staat daarop dat julle na my toe kan kom en sê Edrich is besig om droog te maak. Edrich is nie reg nou nie. Jy's nie okay nie. Ek sien jy sukkel. Ek maak staat daarop. Want ek weet, en Andrie kan getuig daarvan as my vrou, dat ek blind spots het, en ek het baie blind spots. Daar's dinge van my wat ek nie wil raak sien nie, wat ek nie kan raak sien nie, en wat ek nie eers van bewus is nie. En as julle dit kan sien, hoekom nie vir my sê nie? Hoekom sou julle dit vir my weghou? Waarheid en okay, asseblief, gee dit vir my liefde. Maar gee dit vir my asseblief. Okay. As ons aangaan, dan is hier 'n aanhaling, en ons kan nou sê kontroversieel oor die ou wat dit geskryf het, maar ek dink die punt wat hier deurgedryf word is belangrik. Jou vriende bepaal die kwaliteit en die rigting van jou lewe. Nou as ons moet kyk na mekaar, is ons regtig bevriend met mekaar. Kan ek regtig na Renke toe kom en my hart oopmaak en my laste dra? Kan ek regtig na oom John toe gaan? Of kan ek regtig na flipside is ook waar, kan julle na my toe kom? En weer eens is dalk 'n Edrich probleem, maar ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Ek is 'n sterk, onafhanklike mens. Ek sal sukkel, maar ek sal dit regkry, maar ek sal sukkel, en julle sal nie eens weet nie, want ek kan 'n masker opsit. Wie is my vriende? Julle, daar is skokkende statistiek die Barna Group gedoen, is 'n groep in Amerika, waar hulle bietjie kyk na veral kerke en gemeenskappe, en hulle het gevind dat as jy nie ten minste 6 vriende, nie kennisse nie, vriende in die kerk het nie, is jou kanse van langer as 5 jaar in daai kerk bly bitterskraal. Want ek gaan gaan waar my vriende is. Julle mag dalk nie bewus wees daarvan nie, maar ek word nou opgeneem.
met kamera, en dit gaan uitgesaai word. Julle kan by die huis gebly het en hierdie preek gekyk het. Julle is bewus daarvan, hè? Hoekom het julle dit nie gedoen nie? Hoekom het julle nie in julle pyjamas, gemaklik, kombers, Milo, gesit en hierdie preek by die huis gekyk nie? Nee, dan was gemeenskap gebrekkig. Die samesyn element wat belangrik is nie daar nie. Een van die grootste doele van kerk en ons nalatigheid in ons gedagtes is nie net om die Here te aanbid nie, want ek kan dit by die huis doen met my gesin. En as ek eerlik is, weer eens kwesbare oomblik, kan ek dit partykeer makliker en beter by die huis doen as by die kerk. Maar ek kom kerk toe want ek het nodig om met mense te wees wat redelik soos ek dink. In meeste van die gevalle. In die plekke wat saak maak. Dis hoekom kerk vir my belangrik is. Maar as ek dan moet aangaan, nou begin ek kyk na die fisiese aspek. En ek praat nie van fisiese gesondheid noodwendig nie, maar ek praat hier van hierdie 2 versies op die bord. En almal wat gelowig geword het was wat? Jo, julle klink nie baie opgewonde oor hierdie realiteit nie. Ons almal was by mekaar. Okay. En hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou asseblief, ek promoveer nie kommunisme nie, ek sê ons moet alles verkoop en alles saamgooi en leef. Maar wat belangrik hier is by mekaar. Ek is jammer julle, maar 1 keer 'n week is nie genoeg vir my om julle behoeftes te sien nie. Vers 45 eindig met 'n baie belangrike deeltjie. Hulle het alles verdeel volgens wat hulle weet julle wat ek nodig het. Okay, nou ek is 'n bietjie van 'n unieke geval want julle het my baie lank lank gesien. Right? Slaap. Definitief. Maar as ons verder vat, as julle kyk na die mense langs julle en nie julle eggenote nie, want selfs miskien dalk van julle eggenote, weet julle wat die persoon langs agter voor julle nodig het. Nie wil hê nie, nodig het. Ek wil 'n lekker bord kos hê, ek wil 'n vakansie hê, ek wil graag bietjie van 'n weg. Ek het dit nie nodig nie. Ek het behoeftes wat diep gewortel is. Maar ons is nie genoeg by mekaar om te kan weet wat my behoefte is nie. En ek is ook nie genoeg by julle sodat ek gemaklik voel om my behoeftes noodwendig met julle te deel nie. Ek gaan nie myself ontbloot, wel ek is ook weer eens uitsonder want ek ontbloot myself want dis nou maar wat ek doen. Maar ons het nodig om hierdie punt te bereik om te sê, weet julle wat, al ontbloot ek myself en al dink julle minder van my, as julle meer van Christus kan dink, so what? Dan is dit ook 'n wen. Nog 'n hartslaande versie, 1 Johannes 3 vers 17. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in so 'n persoon? Jo, julle, as ek 'n behoeftebepaling doen en ek weet ek kan help, en asseblief, ek praat nie net van fisiese goed nie, want vir my is geld nie noodwendig die moeilikste ding om te deel nie. Tyd, julle, ek wil nie my tyd deel nie. Geld is relatief vinnig en eenvoudig, gee geld, ek voel goed oor myself, ek het iemand gehelp en ek is great. Tyd is moeilik. Want nou moet ek bestee in 'n persoon, ek moet tyd vat vir 'n persoon, ek moet 5, 10, 20, 15, ek weet nie hoe lank ook al, en dan raak dit jare wat ek moet belê in daai persoon. Julle, dit is moeilik partykeer. Maar as ek sien daar's 'n behoefte en ek is nie bereid om te gee wat ek kan gee nie, waarmee is ek besig? Dan is ons as kerk besig om te misluk in ons roeping. Edrich as Christen is besig om te misluk in my roeping. Ek kan predikant wees, ek kan mooi preek, ek kan goed lewe, maar as ek mis om julle behoeftes raak te sien, misluk ek in my Christelike wandel. Ian Simpkins het gesê, dis maklik om mekaar se behoeftes te mis,
as ons slegs in die agterkant van mekaar se koppe vaskyk. Dis vir julle in die banke bedoel. Want julle sien die agterkant van die koppe raak. En weet julle wat ons doen by kerk? Ons kom kerk toe, ek sien die persoon en ek is uit. As daai laaste lied gesing is ek uit, ek is huis toe, ek is klaar. Hierdie gemeenskap gebeur nie, want ek kom kerk toe en ek is huis toe en die res van die week is daar geen interaksie met mekaar nie. 0. Nou gaan ek terug na daai eerste aanhalings toe wat ek gesê het, die mense met wie jy jouself omring kan tot 95% van jou sukses of jou mislukking bepaal, of selfs jy is die gemiddeld van die 5 mense met wie jy jou tyd spandeer. Hoekom spandeer ons nie tyd met mekaar om hierdie gemiddeld op te bring nie? Nou ek sê dit moet uitsluitlik net met mekaar meng nie, maar ons het nodig om te besef dat ons is besig om hierdie verantwoordelikheid bietjie na te laat. Ons is besig om bietjie die belangrikheid van wat hierdie gemeenskap is te versuim. En weet julle wat's die hartseerste van alles? Oor die algemeen is ek genuinely okay daarmee. Want so min as moontlik wat van my verwag word in hierdie gemeente se banke, hoe gemakliker vir my. Hoe meer kan ek my gewetes is. Dis vir my lekker eintlik. Kom kerk toe, groet, hallo, amen, sing 'n liedjie, bye, en ek sien hulle vir die volgende week nie. Great! Expectation, 0. Verantwoordelikheid, 0. Verwagtinge, 0. Maar Eidrich wil so min as moontlik doen om in die hemel te kom. Dis daai tipiese skoolmentaliteit, solank ek, wat is die slaagsyfer deesdae, 30, 33, ek weet nie. Solank ek 33% kan kry, dan is ek okay, dan is ek in die hemel. So min as moontlik net om my broekskeer te maak in die hemel in, dan is ek fyn. Daai mentaliteit volg my. Gee so min as moontlik vir die Here. So min as moontlik tyd, so vinnig as moontlik, so gou as moontlik, so moet my net nie te veel ontwrig nie. Ons kan nie mekaar se behoeftes bepaal as ons nie tyd neem vir mekaar nie. En ek sien ek is al klaar oor tyd, ek is jammer. Emosioneel. Okay, Handelinge 2, ons gaan aan, vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard, weer eens die woord volhard in die tempel. Okay, kom ons vat 'n bietjie digterlike vryheid in die kerk, né? Maar dis nie waar dit stop nie. Right? En hulle het gegaan van huis tot huis, brood gebreek en voedsel met, dis 'n interessante woordskie, met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Volgens ou Lukas was dit nie genoeg om 1 keer 'n week by die tempel of by die kerk by mekaar te kom vir 'n lofdiens nie. Maar dit was nodig om huis tot huis te gaan, om mekaar te ondersteun en te help en te onderskraag. Om saam te eet, om saam te bid, om saam gemeenskap te hê. En dit kweek eenvoudigheid van hart en blydskap. As ek kan aangaan, weens tyd, dan sending gedrewe, wat 'n belangrike enetjie is, vers 47, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, is daar daagliks by die gemeente bygevoeg. Wie het bygevoeg? Skus? So dis nie julle werk nie, right? Dis God se werk. Wat is die vereiste van ons? Wat is die verwagting van ons? Dink aan Efesiërs hoofstuk 4 wat ek gelees het. Liefde verdra, in nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en in waarheid. As ons eerlik is met onsself en ons is gemaklik in die kerk, want ons is al dalk jare in die banke, dis bitterlik intimiderend om in 'n vreemde kerk in te stap. Nie eers 'n denominasie, net dis intimiderend. Dit vat van mense om dit te doen, en as hulle nie liefde gaan ervaar, of vriendskap gaan ervaar, of
aanvaarding gaan ervaar nie, gaan hulle heel waarskynlik nie bly nie. Ons weet van mense wat Sabbat hou en die Here dien, wat nie kerk toe kom nie. En die vraag is, hoekom nie? Ons weet van mense wat die Here wil volg, maar ons weet ook, soos geskrywe staan, dat mense nie reg is daarvoor nie. Hoekom nie? Wat is die een kenmerk wat Jesus gegee het? Wat ons sal laat uitstaan as Christene? Nie waarheid nie. Johannes 13 vers 34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet in waarheid hou, soos ek julle in waarheid laat wandel het. Nee? Moet julle ook mekaar in waarheid verdra. Verstaan my reg, waarheid is belangrik. Soliede, gegronde doktrine is nodig, dit is noodsaaklik. Maar ek is jammer, die kennis van die toestand van die dood gaan my nie in die hemel bring nie. Die Sabbat onderhou gaan my nie in die hemel bring nie. As daai goed sonder liefde en sonder 'n koneksiepunt van Jesus af geskei word, dan beteken daai goed niks nie. Selfs ons naam, Sevendag Adventiste, die wederkoms van Jesus Christus sonder Jesus en liefde vir hom, het geen waarde nie. Inteendeel, die Bybel beskryf die wederkoms vir die wat nie lief is vir hom nie, as 'n vreesaanjaende gebeurtenis. Ek kan dit hier hê en nie hier hê nie, en ek mis die punt. Maar dit gaan aan. Ek gee julle mekaar 'n gebod, dat julle lief moet wees, en soos wat Jesus ons lief het, moet julle ook mekaar lief hê, en hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde vir mekaar het. In hierdie versie gee ons 'n bietjie van 'n termometer, 'n termostaat, om te meet by. Ons liefde vir God word as te ware gemeet deur ons liefde vir mekaar. Mark Dever het gesê, wanneer die evangelie ons bemagtig om in liefde te leef, en ek gaan hom stadig lees, selfs wanneer ons niks anders in gemeen het nie, buiten Christus nie, is dit 'n getuienis tot die krag om 'n groep van sondige, selfsugtige mense te verander in 'n liefdevolle gemeenskap, verenig deur hulle verhouding met Jesus. Julle, ons verskil van mekaar. Hoe ons dink, hoe ons lyk, wat ons van hou, wat ons nie van hou nie, stokpertjies, karmake, matklere, huismake, you name it, ons verskil van mekaar. Maar die een ding wat Christene moet pionier, is onvoorwaardelike liefde vir mekaar. Nou let wel dat dit nie beteken ek aanvaar en keer goed alles wat jy doen nie. Maar haar liefde moet daar wees. Ek dink om jou af te sluit is 'n aanhalingkie hier so baie van pas uit Steps to Christ uit. Wanneer die beginsel van liefde in die hart geplaas is, wanneer die mens na die beeld van sy skepper hernie is, sal die nuwe verbondsbelofte vervul wees. Daai van Johannes 13 wat ons gelees het, dit sal dan in ons harte wees. Gehoorsaamheid, die diens en toegewyde liefde is die ware teken van disippelskap. Interessant hoe sy gehoorsaamheid en liefde as 'n eenheid voordra. Is ons besig om ons kerkse doel uit te leef? En ek dink dit moet verder gaan, is ek eintlik besig om die doel wat Christus vir ons daar gestel het, uit te leef. Die ou beeld van 'n vuur wat brand en hy's vurig en die koeltjie wat uitspring en die hitte verloor en hy begin dowwer en koeler word, is so van toepassing. Ons kan nie die lewenspad alleen doen nie. En tog probeer ons dit doen. Dit werk nie. Die liefde is die kenmerk. Die liefde is wat ons anders maak as die res van die wêreld.
Kom ons deel waarheid met liefde. Maar kom ons deel net liefde om mee te begin. Omgee, belangstelling. Kom ons luister. Kom ons hardloop nie so vinnig huis toe na 'n kerk soos wat ons dink ons kan nie. Kom ons bestee in mekaar. Hemelse God en Vader, ons het die volmaakte, onpylbare liefde ervaar. Ons weet dat Jesus aan die kruis gesterf het en daai belofte van wat daai aksie gebring het, vir ons te groot is om te kan begrip voor hê. Maar Vader God, waar ons ten dele kan verstaan, wil ek vra dat U asseblief die Heilige Gees vir ons sal uitstort en dat ons die pad vorentoe sal baan met liefde, met omgee, met, soos gelees het, nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid. Maar Here, mag dit met my begin. En mag ons net streef om vir almal te wys wat liefde werklik waar is. En Here, vir die wat dit nie ken nie, of selfs ten dele ken, mag ons harte oopmaak om dit meer in 'n voller ervaring te kan deurgaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.